Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. Oh, you're my comfort, you're my shelter. Oh, tower of refuge and strength. Let every breath, oh, let all that I am, let it never cease to worship. Oh, let's shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, forever I love you. Nothing compares to the promise I have in you. Ons lewe in die 50 dae wat ons herdenk tussen Paasnaweek en Pinksterdag, 50 dae. En so volgende donderdag as ek reg is dit Hemelvaart en so Sondag later is dit dan Pinkstersondag. Maar gegee die feit dat ons in hierdie tydperk is wat Jesus sy disippels beveel het om gereed te maak, om te gaan wag in Jerusalem, wil ek so 'n bietjie vanmôre met jou praat oor 'n aspek van die Heilige Gees, wat miskien anders is wat jy gewoonlik van hoor. Ek dink ons almal as gelowiges glo, en is miskien bewus daarvan, watter effek die Heilige Gees in ons lewe het. As jy wedergebore is, dis die grootste effek. As die Gees kom en hy maak jou gees nuut, hy wederbaar jou. As jy vervul is met die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees, hoe kosbaar is die leiding van die Heilige Gees, die gawes van die Gees, wat in en deur ons werk. Maar ek wil vanmôre uit 'n ander hoek kyk na die Heilige Gees. Ek wil kyk na die vraag, nie wat het die effek het die Gees op ons nie, maar wat het die effek het ons op die Gees? Of ons ooit al daaraan gedink het, dat ons die Heilige Gees affekteer, of kan affekteer. Dat ons hom kan bevorder sy werk, bemagtig, ruimte maak, aanwakker, of ons kan hom beperk. Ons kan die Gees blus. Selfs Jesus het dit ervaar. Toe hy in Lukas 4 in Nazareth kom, toe sê die Bybel, hy kon daar nie veel wonderwerke doen nie. Jesus kon nie veel wonderwerke doen as gevolg van die ongeloof van die mense. Hulle ongeloof het hom beperk. Die Seun van God, die Almagtige. Hy staan op die hang van die Olyfberg en dan huil hy oor Jerusalem. En hy sê, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak. Sê, en dan kyk ons na vlerke, maar julle wou nie. Dis die verstommende. En ek wil graag vanmôre oor hierdie effek wat ons op die werking van die Heilige Gees het, moet julle gou uitspel op grond van 3 skrifgedeeltes in die Bybel. En die eerste wat ek wil lees is in 1 Tessalonisense 5 vers 19 en 20. Al 3 hierdie tekste is uit Paulus se hart en mond en pen. Die eerste is aan die Tessalonisense gemeente 5 vers 19 en 20. Julle het dit daar waar hy 2 van die kortste verse in die Bybel waar hy sê blus die Gees nie uit nie. Opdrag aan ons, opdrag aan my, aan jou. Vers 20 sê verag die profeseë nie. Sien, hy verbind die 2 baie duidelik aan mekaar. Die Heilige Gees se werking en die gawe of een van die gawes van die Heilige Gees. Die 83 vertaling vertaal dit vir my ook pragtig. Hy sê moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan. Moenie profeseë geringskat nie. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie. Dan die tweede vers is Efesiërs 4 vers 30, waar Paulus aan die Efesiërs skryf. En daar sê hy, en bedroef
nie die Heilige Gees van God nie. Hy praat met mense, praat met ons ook. Praat met my, met jou, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Nou ek dink jy sal met my saamstem, dit is eintlik 'n skrikwekkende gedagte, dat ek as mens en jy, dat ons God kan beperk, dat ons die Heilige Gees aan bande kan lê, dat ons sy werking kan verhinder. En dit toon vir my enerzijds die feit dat God die mens nie ligtelik opvat nie. God stoomroller nie oor ons nie. Sy Gees stoomroller nie oor die individu en die mens in die gemeente nie. God vat ons nie ligtelik op nie. Ons houding, ons gesindheid, ons hart, ons ootmoed, ons egtheid, al hierdie dinge het 'n invloed op wat God gaan doen in ons midde in ons lewens. Ek hoop dit is vir jou duidelik net uit hierdie voorlopige 2 verse, dat ek en jy het 'n invloed op die Heilige Gees en sy werking. Ons kan die persoon van die Heilige Gees blus, ons kan sy werkinge, of ons kan die Heilige Gees persoon bedroef en sy werkinge blus. Nou is interessant dat hy, alhoewel hierdie 2 tekste met mekaar verband hou, daar 2 aksente is. In Efesiërs, hy praat van bedroef. Jy kan nie 'n persoon se werk bedroef nie. Jy kan net 'n persoon bedroef. Dis hoekom hy sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Maar as jy die werkinge van 'n persoon of van die Heilige Gees teestaan, blus, minag, gaan jy verseker ook die persoon minag en die persoon bedroef. Want alhoewel die Gees van God is nie net 'n krag nie, hy is 'n persoon. En alhoewel hy sy werkinge van die persoon onderskei word, kan dit nie anders nie as jy die werkinge van die persoon onderdruk of teestaan, gaan jy die persoon self ook bedroef. En dis nogal iets om aan te dink, dat die Heilige Gees emosies het. Ek dink jy sal saamstem, 'n ding, 'n krag, kan nie emosies ervaar nie. Dis net 'n persoon wat emosies kan ervaar. En nou sê die Bybel vir ons, moenie die Gees bedroef nie. Trouwens, dis nie die Heilige Gees wat emosies het nie. God drie enig het emosies. Jy lees reg deur die Bybel. Daar's verskillende verwysings daarna dat God die Vader emosies ervaar. Ek meen om lief te hê, toornig te word. Alles emosies, daar's verskillende emosies wat aan die Vader toegeskryf word. Aan die Seun, Jesus het emosies ervaar. Ek lees die Bybel uit om verbly by geleentheid. En hier sê hy praat hy van die Heilige Gees. Hy sê ons kan die Gees bedroef. In die Efesiërs sê Paulus onder andere, beproef wat die Gees van God welgevallig is. Beproef wat God welgevallig is. Op ander woorde, net soos wat 'n mens negatiewe emosie by die Heilige Gees kan opwek, jy kan hom bedroef, kan jy ook die positiewe opwek. Ons kan God behaag. Ons kan God verbly. En dit is vir my al hoe meer 'n belangrike tema in my eie lewe. Here, daar's my niks belangriker as dat iemand my tevrede moet wees nie. Ek wil U behaag. Ek wil U gelukkig maak. U moet tevrede wees met my. Ek wil U nie bedroef nie. In die afgelope week, terwyl ek hieroor voorberei het en gedink het, het dit daagliks met my opgekom. Isak, jy kan die Gees van God bedroef. Jy kan hom hartseer maak. Hy gaan jou nie verlaat nie, want hy luseer net by my nie. Die dag toe ek tot wedergeboorte gekom het, hy my kom woon. En toe ek vervul is met die Heilige Gees, het hy beheer oor my lewe oorgeneem. So hy gaan nie in en uit in my lewe uit nie, maar terwyl hy in my is, kan ek deur my optrede, my gesindheid, kan ek hom bedroef. Maar aan die ander kant ook sy werkinge. Het sy in 'n gemeente soos hier waar ek nou vanmôre saam met julle is, of in my eie lewe, kan ek sy werkinge teestaan en blus. Nou is interessant. Die woord in Tessalonisense wat vertaal word met blus is 'n baie goeie vertaling, die ou Drieënvoudige vertaling. Want dit is letterlik wat die woord in die Grieks beteken. Die woordjie daar beteken letterlik om 'n vuur
met water te blus. En ek dink is die NIV wat dit so mooi uitdruk. Hy sê, ek kan net gou daai teksie kry, maar hy sê, do not quench, do not put out the Spirit's fire, sê die NIV, do not put out the Spirit's fire. Letterlik 'n vuur met water blus. So ek en jy, sê Paulus uitdruklik, kan die werking van die Heilige Gees blus. Ons kan daai vuur demp, ons kan dit doodgooi. Dit is die ekstreme geval wat jy kom in Hebreërs 6, dat die Heilige Gees van 'n mens wyk, en dat jy nie weer gered kan word. Dit gebeur nie sommer maklik nie, maar dit te maak met die Gees. Weet, as Jesus praat van die onvergeeflike sonde, as jy mooi daai gedeelte, dan kom dit daarop neer dat die onvergeeflike sonde is die sonde wat jy wanneer jy die Heilige Gees se werk aan die duiwel toeskryf. Dis die mees ekstreme vorm van die Heilige Gees se werking blus, om dit aan die duiwel toe te skryf. So die Heilige Gees word nie vir net heilig genoem nie. Hy is sensitief. En ek wil net hê jy moet vanmôre daaroor dink. God vat my en jou nie ligtelik op. Maak nie saak hoe lank jy gered is, hoe geestelik begaafd jy jou beskou nie. As jy 'n kind van die Here is, jy is wedergebore, kan ek en jy God bedroef. En ons kan sy werk blus, ons kan sy werk teëstaan. En dis waarteen Paulus hier waarsku. Ek vermoed dat daar in die Tessalonisense gemeente reeds tendense was, neigings was, dat die gemeente die werking van die Gees geblus het. Want hoor mooi wat sê Paulus, hy sê, blus die Gees nie uit nie, verag die profeseë nie, onmiddellik daarna. Duidelik verwys daar die blus na die gawes van die Heilige Gees, en hy noem hier spesifiek profeseë. Waarskynlik was daar reeds tendense in die gemeente, dat die oorspronklike egte werking van die Gees alreeds begin vervang is deur liturgiese formules en sekere kerklike seremonies. Want dit is baie moontlik dat 'n mens kerk kan hou en dat jy sekere tradisionele rituele kan nakom sonder dat die Gees daarbey betrokke is. Ek weet, gaan kyk in Openbaring 3 vers 20, waar Jesus vir die gemeente van Laodicense sê, die rykste gemeente in die vroeë kerk, vir hulle sê, kyk, ek staan by jou deur en ek klop, as jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou. Die een om wie dit gaan, Jesus, onthou, ons pas daai teks baie keer toe op die individu, en jy kan dit daarop sekerlik toepas ook, maar hy praat in die eerste plek hier met 'n gemeente, 'n floreerende gemeente. En hy sê, kyk, ek staan by jou deur en ek klop, beteken hy is buitekant. Binnekant sing hulle en preek hulle en wat ook al. Maar die een om wie dit gaan staan buitekant. Dis die gevaar en probleem deur die eeue gewees. Dat die oorspronklike, egte werking van die Heilige Gees is mettertyd vervang deur menslike tradisies en liturgie. Ons weet hoe om dit te doen. 'n Mens kan sing, mens kan preek, jy kan wat ook al doen, sonder die teenwoordigheid en die krag van die Gees. En dit maak al die verskil. Dit maak al die verskil. Maar luister nou mooi na wat, die teks wat nou op die skerm is, oor 2 Timoteus 1 vers 6. Die derde teks wat ek nou wil verwys. Maar Paulus aan sy geestelike kind Timoteus hierdie woorde skryf. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Ek wil graag vir jou daai teks ook lees, in die 83 vertaling, hy vertaal ook pragtig, hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur moet aanblaas. Die NIV vertaal ook mooi, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Fan the flame. Hier het ons duidelik te maak met die werk van die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees. En Paulus sê vir Timoteus, hy sê nie vir, jy moet mooi oplet, hy sê nie, ek het vir jou die gawe gegee nie, want geen mens kan vir jou 'n genadegawe gee. Dis die Heilige Gees se genadegawes. Dis hoekom hy dit ook uitdruklik sê, so in die 83 vertaling, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, se vuur moet aanblaas.
Anderwoorde, die gawe was reeds daar, dormant. Nie tot volle benutting nie, in hom. Maar Paulus sê, toe ek jou die hand opgelê het, het hierdie gawe as het ware ontwaak in jou. Jy het bewus geword daarvan. Hy sê, en jy moet hierdie genadegawe aanwakker, so wat mense vuur aanwakker. Dis baie interessant, dat weer eens in die grondtaal, die woord wat met aanwakker vertaal word, beteken letterlik om 'n kwynende vuur, of 'n sluimerende vuur, met 'n blaasbalk te blaas, sodat hy weer kan opvlam. Nou hier is iets wat baie belangrik wat ek wil hê elkeen van ons moet probeer verstaan, behalwe vir die kwessie dat ons die persoon van die Heilige Gees, dat ons God self kan bedroef. Dit is amper vir ons onmoontlik om te dink, maar dit is die waarheid. En dit is nie net in ons tyd nie, reg van die begin af. Jy gaan lees daar in Genesis 6, ek wil dit sommer net vinnig noem, toe die boosheid op die aarde so groot was, dat God besluit om die sonvloed te laat plaasvind. We sê dat dit het God bedroef, dat hy die mens geskaap het. Ek weet, dis 'n goddelike misterie wat in mense taal uitgedruk word. Maar net die gedagte dat God bedroef was, teleurgesteld was, en wat gebeur het met die mens wat hy gemaak het na sy beeld en sy gelykenis. Dis die een kant, maar die ander kant, spesifiek waar het gaan oor die werk van die Heilige Gees. Hy sê vir Timotheus, hy sê hierdie genadegawe, en die woord is natuurlik charisma in Grieks, charisma, 'n genadegawe, 'n gawe van die Heilige Gees, die Heilige Gees self en sy gawes, wat in jou is. Hy sê jy moet dit aanwakker, sodat 'n mens 'n vuur met 'n blaasbalk aanwakker, dat hy hoor kan vlam. Dis so iets baie kosbaar hier. Ons kan nie die vuur van God namaak nie. Ons moet nie probeer nie. Ons soek nie valse vuur. Ons soek nie mensgemaakte vuur nie. Binne elkeen van julle wat wedergebore is, daar metafories gesproke 'n vuur van die Gees. God se Gees is in jou. Jy het nie 3 druppels en ek het 5 druppels nie. Want die Gees is nie 'n blote krag wat in volumemate uitgedeel kan word nie. Die Gees is 'n persoon. Die Gees woon in jou as jy tot wedergeboorte gekom het. En die Heilige Gees het gawes, verskillende gawes. En as nie een geredde persoon wat vanmôre in hierdie kerk sit, vir wie die Heilige Gees nie 'n spesifieke genadegawe toeberei het, en voorberei het, en gegee het, om te beoefen in jou lewe, in die bediening, in die gemeente, buitekant in jou lewe, buitekant die kerk nie. Elkeen van ons het daardie gawe. Baie van ons is nie bewus daarvan nie. Baie van ons het dit gedemp. Baie van ons is dit dormant in. Maar as daardie gawe net kan ontwaak, as daardie gawe net deur 'n blaasbalk, 'n geestelike blaasbalk aangewakker kan word, kan jy dink wat die effek sal wees in terme van my en jou rol in die samelewing, as lig van die wêreld, as sout van die aarde. Aaron se 2 seuns, Nadab en Abihu, lees ons in die Ou Testament, dat hulle het vreemde vuur op die altaar van God gebring. Die altaar van God voor die tempel was 'n vuur wat konstant aan die brand gehou moes word, en die Here het op 'n bonatuurlike wyse dit beskik. Maar op 'n dag het hierdie 2 priestersseuns valse vuur, vreemde vuur op die altaar gebring, en het God so vertoon dat hy hulle met die dood getref het. Ons soek nie vreemde vuur nie. En my broers en susters, ek sê dit met heimwee, en eintlik heimwee met hartseer. Deur die eeue heen, en in ons dag miskien meer as ooit van tevore, is daar vreemde vure wat in die kerke brand, en veral in die charismatiese Pinksterbeweging. Charismatiese persone, wat op grond van hulle eie dinamiek en charisma, partykeer met 'n verlede wat in 'n lewe agter die skerms wat skandelik is en wat ergens tot na voorskyn kom. Hoe sulke mense skares kan manipuleer met emosionele suggestie en manipulasie. En mense onder 'n verkeerde indruk bring, dis nou God, dis nou 'n waarlike profeet, dis nou dit, dis nou dat. Maar as jy kyk na die eindresultaat daarvan, en kyk wat word op die langer termyn daarvan, dan sien jy dit was 'n vreemde vuur, dit was nie God se vuur nie. En veral jou media, en jou sosiale media, en televisie, gee geweldige platforms vir hierdie mense, wat met vreemde vure dikwels in die kerk kom. Ons soek nie vreemde vuur nie, ons soek die vuur van God.
dit wat eg is. En daar's niks wat die gees van God se vuur in ons lewe meer aanwakker en aanblaas as egtheid nie. Soek egtheid. Soek nie net 'n charismatiese demonstrasie, emosionele oorweldigings nie. Ons soek die egte openbaring van die Gees van God. Ek hoop jy's met my hierin. Ek hoop jy's ook iemand wat sê, Here, ek wil dit beleef wat eg is. En dis een van die redes waarom, en dis 'n bewese rede, waarom baie veral van jou jonger generasie in ons geslag klaar is met die kerk, is die probleem van egtheid. Aan die een kant beleef hulle baie keer 'n doodsheid, dit koue, kille liturgie sonder die teenwoordigheid van God, aan die ander kant beleef hulle soms onegtheid. Mense soek egtheid. God se gees floreer waar daar egtheid is, waar daar nederigheid is, waar daar afhanklikheid is, waar daar geloof is, kinderlike vertroue in die Here. Ek hoor as dit Paulus hierdie woorde vir die Tessalonisense sê, dan wil ek amper in my geestesoor 'n stukkie kommer hoor. Want dalk, soos ek gesê het in die begin, was die tendens reeds aanwesig by die Tessalonisense. Dat daar in die plek van die egte werking van die Gees vreemde vuur gekom het. Dat hulle die Gees geblus het. Dat hulle die werking van die Heilige Gees aan bande gelê het. En Paulus waarsku hulle, hy sê vir hulle, moenie die Gees van God blus, soos wat 'n mens water op vuur gooi nie. Moenie die profeseë verag nie. Moenie die gawes van die Heilige Gees geringskat nie. En ek dink nie sy waarskuwing was onnodig nie. Want terwyl in die eerste eeu van na Christus die gawes van die Heilige Gees nog redelik algemeen voorgekom het, op die 100 na Christus, selfs in die tweede eeu tot 'n mindere mate, selfs in die derde eeu tot nog 'n mindere mate. En hier van die begin van die middeleeue af, was daar 'n afwesigheid, 'n grootlikse afwesigheid van die gawes van die Heilige Gees. Hier en daar in 'n klooster of in 'n jy hoor of in 'n afsondering van 'n monnik of so, wat 'n ervaring met die Here gehad het, maar die kerk het klinies en koud en dood geword. Vir my is dit altyd, as ek daaraan dink, is dit so hartseer. Jy weet, in die Handelinge kerk, in die vroeë kerk, was een van die duidelikste tekens vir die gelowiges dat iemand vervul is met die Heilige Gees, dat hy of sy in ander tale gepraat het. Glossolalie, vreemde tale gepraat het. 5 gevalle in Handelinge waar mense vervul is met die Gees. 3 gevalle word dit implisiet gesê of eksplisiet gesê, en 2 gevalle word dit geïmpliseer dat hulle in tale gepraat het, toe hulle vervul is met die Gees. Petrus het geweet, toe die mense in Kornelius se huis in tale praat, dat hulle die Heilige Gees ontvang het, net soos hulle aan die begin. So vir die vroeë kerk, as iemand in tale gepraat het die gemeente gejuig, want het geweet, hierdie persoon het die initiële teken, daar's 'n aanduiding, die Heilige Gees het oorgeneem, ook sy tong oorgeneem. Wie wat gebeur in die middeleeue? Onder andere een van die handboeke van die Romeinse kerk, Rituale Romanum, waar daar vir die priesters en die duiwelbesweerders sekere riglyne gegee oor hoe hulle moet werk met mense wat hulle dink duiwelbeseet is. Jy weet, in die middeleeue het hulle sommer baie dinge, as 'n swart kat by 'n vrou se huis verbyloop, was hy 'n heks. Snaakse sieninge gehad oor hierdie dinge. Maar een van die riglyne wat hulle gee as vir die priesters, julle kan weet dat iemand duiwelbesete is as hy in ander tale praat. Van die Handelinge kerk, aan die begin van die kerkgeskiedenis, waar tale 'n teken was, iemand is vol, borrelend van die Heilige Gees, hy loop oor. In die middeleeue het dit verwronge geraak. Hulle gesê dat as iemand in tale praat, het hy 'n bose gees in hom. Het is gewonder, niemand het gerapporteer dat in tale gepraat het. Maar dit was die situasie. Maar dank God aan die einde van begin van die 20ste eeu, daar 'n beweging van die Heilige Gees gekom wat begin het in Azusa Straat in Amerika. Uitgebrei in Suid-Afrika dieselfde tyd, selfs van ons boere, kruisgevangenes in die kampe in Ceylon en Bermuda ensovoorts. Wat glad nie van Pinkster iets geweet het nie, het 'n ervaring met die Heilige Gees gehad. Gevul met die Gees, gepraat in ander tale. En toe John G. Lake in 1908 hier aankom, was hier talle mense in Pietersburg omgewing, in die Kaap, in die Wesrand, maar mense wat reeds spontaan vervul is met die Heilige Gees. En hy die beweging het so uitgebrei oor die hele wêreld. Vandag, volgens die jongste statistieke, is daar tussen 630 en 650 miljoen mense wat getuig het hulle vervul is met die Gees en in ander tale praat.
Gaan net oor tale nie. Daar's ander gawes en ander bedieninge van die Heilige Gees wat God latent in jou gesit het. Reg oor die wêreld kan jy maar gaan vasstel, veral in jou derde wêreld ontwikkelende lande, die kerke wat groei, die kerke wat floreer, is kerke wat ruimte maak vir die werking van die Heilige Gees. Wat oopmaak en sê, kom o Heilige Gees, doen wat U wil soos U wil. Dis my wonderlik ook selfs in Europa, Wes-Europa, waar die tradisionele kerk in 'n kwynende toestand is. En groot kathedrale leeg staan en gebruik word vir museums en opgekom word deur die moslems. Daar is wel kerk in elke Europese land wat dinamies groei. In Nederland is op die oomblik 'n wonderlike jeugbeweging. Sterk in Pinkster charismatiese waardes. Elkeen van hierdie bewegings en kerke, kan jy maar gaan kyk. Dis kerke wat nie noodwendig voortreffelik is in hulle leerstellings in die rasioneel nie, maar wat ruimte maak vir die werking van die Heilige Gees. En vriende, ek wil julle laat met hierdie woorde. Vir my is dit 'n passie meer as ooit van tevore in my lewe, en ek bid dit my hele hart. O God, ek wil U nie bedroef nie. Ek wil nie deur 'n lewenstyl en denke en houding en gesindheid en optrede wil ek U Heilige Gees bedroef, hartseer maak in my lewe nie. Ek wil ook nie U werking blus nie. Here, inteendeel, laat U gawes en U werking al hoe meer deur my lewe vloei. Ek wil nie vir U voorskryf nie. Ek kan nie vir U voorskryf nie. Ek kan nie vir U dikteer nie. U het nie my raad nodig hoe om te werk nie. As ons nou gaan in gebed, ek het nie 'n woord van kennis of 'n woord van wysheid of 'n profetiese insig of jy sê dit en dit moet of gaan nou gebeur nie. Maar ek wil God vertrou dat sy Gees in ons midde, net in hierdie diens, maar in elke diens, al hoe meer vrye beweging sal hê, dat hy nie geblus sal word nie, maar dat hy sal doen wat hy wil, en dat die Heilige Gees vuur wat deur ons aangewakker sal word. Sê, kom Heilige Gees, come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Wil jy saam met my 'n paar oomblikke jou oë sluit in gebed? Almagtige Here, ons is in die teenwoordigheid van die God, wie se heerlikheid in die tempel so was, dat die priesters nie kon staan om diens te doen vanweë die heerlikheid van die Here nie. Dieselfde God. Ons is in die teenwoordigheid van sy Seun, wat God aan ons kom openbaar het, bekend gemaak het. Die Vader en die Seun is op 'n besondere manier in ons en by ons teenwoordig deur die Heilige Gees. En o Heilige Gees, ek wil vanmôre opnuut besin oor die feit dat U nie 'n gevoellose stoomroller is nie, maar dat U 'n persoon is wat sensitief is en wat deur mense aan bande gelê kan word. U werking kan geblus word wanneer die hartseer realiteit is. 'n groot deel van die wêreld se nominele Christene en kerke en gemeentes is die Heilige Gees tot 'n grotere mate of mindere mate geblus. Hulle kom nie eens agter. U is nie in die erediens teenwoordig nie. Die beweging van die Heilige Gees het vreemd geword vir baie. En ek wil vanmôre bid, Here, en ek glo ek doen dit namens hierdie gemeente en saam met hierdie gemeente. Ek wil dit bid saam met individue vanmôre. Here, vergeef asseblief as ek en waar ek U bedroef het, U teleurgestel het, U mishaag het.
waar ek nie die beeld van Christus uitgestraal het, maar die karakter van Jesus wat ek moet betoon, skade gelei het deur my optrede, my woorde, my gesindheid. Vergewe ons, Here. Vergewe ons waar ons in ons individuele kapasiteit binne of buite die kerkgemeente U Heilige Gees werking geblus het. En ek wil nou vra, o Here, dat U net in elke persoon wat hier sit se lewe U eie werk sal doen. God ken jou, elkeen van u se hart op hierdie oomblik. Jy weet en God weet wat in jou hart aangaan, wat jou verlange is. Broers en susters, al die tekens van die tye wat rondom ons en veral wêreldwyd besig om gestalte aan te neem. Ek dink is dit nodiger as ooit van tevore, dat ons as gelowiges in die kerk geesvervuld en geesbeheerd sal wees. En Here, ek wil regtig dit bid vanmôre, terwyl U elkeen van ons ken. Doen deur die Gees in ons harte en lewens wat nodig is. Here, as die mense vanmôre is wat teruggesak het, wat geestelik atrofie het, waar die vuur van God kwyn, geblus is. Wil ek tog vra vanmôre, Heer, terwyl ons so hier by mekaar is, laat ons met die metaforiese beeldspraak van 'n blaasbalk vanmôre die vuur van God weer in ons eie lewe aanblaas, aanwakker. Dat die vlamme van die Gees weer sal brand in ons binneste. Dat die woord ons weer opgewonde sal maak. Die woord ons sal inspireer. Dat lofliedere ons sal inspireer. Dat ons net sal binne in die gemeente nie, maar veral buite die gemeente, waar ons as individue lewe, dat ons waarlik weer lig en sout sal wees. Kom, o Heilige Gees. Kom, o Heilige Gees. Ons het U nodig. Ons het U nodig. Wonder of jy nie saam met my wil staan, as sing ons hierdie koorvers. Come Holy Spirit. I need You. En ons sing dit in gebed, met ons hele hart, waarlik ons versigtig. O come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. O come, in Thine strength and Thine power. Come, in Thine own gentle way. Voor ons dit weer gaan sing, ek wil regtig vra, weet baie keer is daar meer betekenis in 'n fisieke gebaar as ons besef. Mense by 'n vergadering sê, ek stel voor, as ek al baie keer hulle hand op, ek sekondeer of ek stem saam. As jy vanmôre wil sê, Here, ek het hierdie twee versigtinge vanmôre, op grond van die woord. Ek wil nie die Heilige Gees in my bedroef. Ek wil nie die Heilige Gees hartseer maak. Ek wil nie God teleurstel. Ek weet ons almal faal by tye. Maar o Here, ek wil vanmôre my verhouding met U in elke sin van die woord vernuwe sien. U moet oor my glimlag, Here. U moet U oor my verheug. As dit jou 'n versoek is. En tweedens, ek weet baie van ons het die bedieninge wat miskien in die gemeente konteks manifesteer. Maar God het in jou 'n gawe belê, my broers, al voel jy jouself hoe gering, wat God deur jou wil gebruik, om ander te bereik, om sy koninkryk uit te brei, om lig te wees. En as jy môre ons Here, daardie genadegawe, daardie charisma van die Heilige Gees in my hart,
Here, dit is nog dormant. Ek het nog nie dit tot openbaring gesien kom, maar ek glo deur die Gees is dit aanwesig, latent aanwesig in my. Maar ek wil bid, Here, van nou af, na die werking van die Gees wat U in en deur my wil doen, dat dit spontaan sal gebeur. Ek wil niks namaak. Ek soek nie onegtheid nie, Here, maar laat dit spontaan. Ek gee my aan U, ek stel myself beskikbaar, dat U deur my sal werk. As dit hierdie twee versigtiging en jou versigtiging is, kan ek jou vra om jou hand op te steek, terwyl ons hierdie koorvers weer 'n slag saam sing. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in Thy strength and Thy power. Come in Thine order. Come, Holy Spirit, I need Thee. Oh, You come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in Thy strength and Thine power. Come in Thine own gentle way. I'm going to sing it one more time as a prayer this morning. Come, come, Holy Spirit, I need Thee. Oh, come, sweet Spirit, oh, I pray. Oh, come in Thy strength and Thine power. Oh, won't You come in Thine own gentle way. O, kom, Gees van God. Terwyl die musiek so speel, hier is so 'n besondere atmosfeer. Paulus sê vir die Korintiërs in Korintiërs 14, moenie verhinder daar in tale gespreek word nie. Ek praat meer in tale as julle almal. Ek het nou weer daarvoor gekom. Ek het in my gees die motivering ervaar, dat, of jy te sê, ek glo God wil vanmôre in hierdie kerk mense vol met die Heilige Gees. Terwyl ons hierdie koorvers nog 'n keer gaan sing, wil ek vra, as jy vanmôre belang na die volheid van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees, steek jou hand op en begin God net dank. Ervaar net sy teenwoordigheid, sy liefde, ervaar hoe sy Gees beheer oorneem oor jou gees. En as jy die spontane ervaring dat jy in ander tale God wil prys, dat jy dit nog nooit gedoen. Terwyl ons so saam is, God is hier, sy Gees is hier. Ek suggereer dit nie, dis 'n feit. Hier is net 'n alomteenwoordigheid, hier is 'n besondere teenwoordigheid van die Heilige Gees. Aanbid God en begin hom aanbid in ander tale. Jy kan dit nie uitdink nie. Jy kan dit nie prosesseer nie. Die Heilige Gees gaan dit spontaan gee. Kom ons sing dit nog 'n keer en neem die geleentheid. Wil ons hande in die lug opsteek en God aanbid. Holy Spirit, I need Thee. Oh, Kosarababandriye, no come, sweet Spirit, I pray. Oh, won't You come in Thine strength and Thine power.
Come on, if you want to open on bid ons so oomlik. Oh, we worship you, Lord. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees. Kom ons aanbid hom net so oomblik vanmôre. Kom en al die volheid en kom en al die krag. Ons stel onsself oop vanmôre vir U koning. Ook in die waarheid, leer my van die siel, en wees ook U my trooster. Kom ons Skepper Gees, kom ons sing het nog eenmaal, kom ons Skepper Gees. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom en al die volheid, en kom en al die krag. Lei my in die waarheid, o lei my in die waarheid, leer my van die siel, en wees ook U my trooster. Kom ons Skepper Gees, wees ook U my trooster, wees ook U my trooster. Kom ons Skepper Gees. Vader, terwyl ons so oomblik in die teenwoordigheid net ons vanmôre vra dat U Heilige Gees in elkeen van ons lewens sal kom beweeg. U sê U Gees is soos die wind wat waai, ons kan nie sien van waar hy kom nie. Ons weet nie waarheen hy gaan nie. Ons kan die blare sien ritsel. En vanmôre is dit my begeerte, Vader, dat U oor elkeen van ons sal kom waai vanmôre. Opnuut en vars.
Ons sal plek maak in ons lewe vir die Gees van God. Dat ons gemeente sal bekend staan as die gemeente in Parys waar die wind waai, waar die Gees van God tuis is. En elkeen van ons se lewe, Vader, dat ons sal plek maak vir die Gees van God wat ons lei. Ons eer U daarvoor, Vader. Maak hierdie woord vanmôre vas in ons harte. Is ons gebed in Jesus naam. En Sion sê, Amen en Amen.